Landbou word geborg deur Toyota. Jy kyk en luister na Landbou op Pretoria FM. Baie welkom van my Elsa Esterhuizen. Ons fokus vandag weer op landbou in die Wes-Kaap, maar kyk ook na die breër prentjie rakende Suid-Afrika se verhouding met ander lande. En daarom val ons vandag sommer met die deur in die huis. Ek verwelkom nou die Wes-Kaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer. Welkom minister Meyer. Goeiemiddag en baie dankie Elsa en goeiemiddag aan die luisteraars van Radio Pretoria FM. Dis 'n plesier. Minister Meyer, ek dink ek wil begin deur te vra dat ons dalk net weer met 'n algehele oorsig rakende landbou in die Wes-Kaap begin. Wat sal minister uitsonder? Wel aan die luisteraars en Elsa, dit is nou Maart maand, dit is aan die einde van die seisoen vir baie van ons kommoditeite en ons het vandag byvoorbeeld hierdie vergadering net voor jou het ek 'n vergadering gehad met die SATI, dit is die Suid-Afrikaanse tafeldryf industrie, ook met Hortgrow, die sagte vrugtebedryf. Ek het ook die vergadering was ook deur Fruit SA bygewoon, as ook die CGA wat die Citrus Growers Association is. Dit is nou die citrusbedryf as ook met die berrybedryf. Hulle het vandag vir my terugvoering gegee oor hoe dit gaan in die bedryf in die Wes-Kaap. Jy vra vir my hoe gaan dit? Ek het dieselfde vraag aan hulle gevra en hulle het vir my die volgende 3 goed gerapporteer. Eerstens, dit was 'n baie goeie jaar, want daar was nie soos ons die verlede jaar 4 vloede gehad het nie. Dit was in terme van klimaatsveranderinge vir die bedryf baie goeie seisoen, so dit gaan goed in terme van hulle eie waardeskatting en evaluering. Die tweede ding wat hulle vir my ook gerapporteer het, is dat dit ook baie goed gegaan het met die bedryf hier by die Kaapse hawe in terme van uitvoere. Daar was nie so sterk winde soos in verlede jaar nie, so wat die uitvoere betref het dit baie beter gegaan hier in die Wes-Kaap. Die derde belangrike aspek wat ons ook bespreek het met hulle is die toekoms in terme van handelstariewe, maar ek weet jy gaan later 'n bietjie meer daaroor gesels en hulle wil graag weet wat is Suid-Afrika se beleid ten opsigte van tariewe, van hulle sien wat in Amerika gebeur ten opsigte van die sogenaamde handelsoorlog en hulle wil weet wat is dan die bydrae rondom SACU, die South African Customary Union, en hulle wil ook weet wat beteken BRICS vir die landbousektor in terme van ons uitvoere. So dit is die terugvoering wat hulle vir my gegee het. Oor die algemeen was daar bietjie klagtes rondom die graanbedryf. Hulle was bietjie negatief geaffekteer ten opsigte van die graanbedryf hier in die Wes-Kaap, maar wat die wynbedryf betref, wat die vrugtebedryf betref en die tafeldrywe in terme van ons uitvoere, dit gaan baie goed hier in die Wes-Kaap en ons het hoë vlakke van produksie gekry en as jy ook kyk na die syfers wat Ekbus verlede jaar uitgebring het, baie goeie terme van ons uitvoere, baie goeie resultate, so die inkomste van die Suid-Afrikaanse inkomstediens werklik goeie in terme van ons buitelandse uitvoere. So wat die Wes-Kaap betref, groot dank en waardering aan die Wes-Kaapse boere. Ons het so 7000 kommersiële boere hier in die Wes-Kaap. Hulle totale inkomste wat hulle genereer is so 78 miljard rand. Dan het ons omtrent so 10,000 klein en opkomende boere. Dit gaan ook baie goed met hulle, ondanks bepaalde uitdagings. Ek is baie bly dat ons ook na opkomende boere meer en meer beweeg na kommersiële boere, want ons soek kommersiële boere hier in die Wes-Kaap. So ek is baie trots op hulle in terme van die werk wat hulle lewer. Ons moet ook in die Wes-Kaap nie onderskat die bydrae van die vleisbedryf en die lewende hawe nie. Ons weet ook in terme van die sogenaamde Karoo lam, daar is groot potensiaal ook vir die uitvoermarkte. Hier is 2 groot produkte van internasionale aansien. Een is Karoo lam, die ander een is die rooibos tee wat reeds verklaar is as 'n produk van geografiese oorsprong. Die persone wat die grootste uitvoerders is vir rooibos tee is uit die aard van die saak Suid-Afrika en die mense wat die meeste van ons rooibos tee invoer, dit is omtrent 30% van die rooibos tee se uitvoermark
gaan ook daar na Japan toe. Ek het onlangs vergader met die Japaneese ambassadeur, 'n nuwe ambassadeur wat hier in Pretoria ook is, en hulle is baie trots op ons rooibostee, want 30% van ons rooibostee gaan na Japan toe. So ek is opgewonde oor die uitdagings wat daar is. Hierdie jaar, om daarmee af te sluit, Elsa, gaan die G20 lande, hulle landbouvergadering gaan ook plaasvind hier in die Wes-Kaap onder voorsitterskap van die nasionale minister van landbou, meneer John Steenhuisen. So ons is gereed, ons is opgewonde oor wat die boere, die kommersiële boere, die klein boere, maar ook ons agriwerkers hier doen in die Wes-Kaap. Minister, maar kan 'n mens hierdie sukses dalk deels toeskryf ook aan die goeie samewerking tussen die boere of rolspelers in die landbousektor en die regering van die provinsie? Ek dink, Elsa, ek het 2 jaar gelede het ek met die minister van Landbou van Nederland met hom vergader. Hy was hier in Stellenbosch. Toe het hy vir my gesê daar is baie spanning tussen die regering in Nederland en die boere. En daar het hy vir my verduidelik dat die boere het toenemend ongelukkig geraak met die beleidsmaatreëls van die Nederlandse regering, as ook met die beleidsmaatreëls van die sogenaamde energierevolusie wat daar plaasvind in die Europese Unie. En hy het my vertel dat daar 'n beweging onder die boere gekom het. Hulle noem dit die BBB, Boere Burgerlike Beweging. En daardie boere het so in opstand gekom. Hulle het nou 'n nuwe regering, hulle het in opstand gekom, hulle het die Senaat oorgeneem en daar is nou 'n nuwe minister van Landbou. En hy het vir my gevra, hoe kry ek dit reg hier in die Wes-Kaap om jou vraag te beantwoord, om goeie samewerking te bewerkstellig met ons boere hier in die Wes-Kaap. Ek dink jou vraag is relevant. Ek het vir hom gesê, ons werk nie met BBB nie, ons werk met BBS, Boere Burgerlike Samewerking. Hier in die Wes-Kaap het ek 'n noue verhouding met al die kommoditeitsorganisasies. Om die waarheid te sê, 4 dae nadat die oorlog in Oekraïne uitgebreek het, het ek hier wat ek nou sit met die kommoditeitsorganisasies en die boere vergader en gevra, wat moet ons nou doen, gegee die feit dat daar oorlog is in Europa en dat omtrent so 45% van die wêreld se kunsmis kom uit Rusland en uit Oekraïne, en ons het hier planne gemaak saam met hulle, want voor die oorlog het 'n skip 23 dae geneem om produkte uit te voer vanaf die Wes-Kaap na Europa, en na die oorlog as gevolg van die deursoeking van die sogenaamde vraghouers vir plofstof en wapens 93 dae. So ek het 'n baie goeie verhouding met al hierdie kommoditeitsorganisasies, die tafeldrywe, die sitrusbedryf, die berrybedryf, die wynbedryf. Ek konsulteer dikwels met hulle konsulteer met my, want my hooftaak is om die bedryf te ondersteun ten opsigte van wetgewing, beleid, programme, uitvoere en hulle hele produksiewaardeketting. So hier in die Wes-Kaap, samewerking met die regering is van kritieke belang, en dis daarom geen geheim waarom die Wes-Kaap verantwoordelik is vir 55% van Suid-Afrika se primêre uitvoerprodukte. Dis as gevolg van die boere in die Wes-Kaap wat 'n regering het wat die hartklop van boere verstaan, maar ook verstaan dat landbou is 11% van die ekonomie van die Wes-Kaap. So ek het 'n baie goeie verhouding. Al hierdie kommoditeitsorganisasies kan my enige tyd skakel. Hulle het my nommer. Agri Wes-Kaap skakel my gereeld. Meneer Jannie Strydom, die Tafeldryf Assosiasie. Ek het ook nou vergader gehad en die hoofuitvoerende beampte van Citrus Suid-Afrika was ook in die vergadering. Ek het ook nou met die voorsitter van Citrus Suid-Afrika, meneer Gerrit van der Merwe van Citrusdal, hy was ook in hierdie vergadering. So ja, verhouding met die bedryf tussen die regering en die staat is van kritieke belang om Suid-Afrika se belange voorop te stel. En ons gaan nou verder gesels, so bly gerus ingeskakel vir die res van hierdie gesprek net hierna.
Ek gesels nou verder met die Wes-Kaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer. En minister Meyer, ons het nou verwys na Suid-Afrika se belange. Nou ek dink baie mense is in hierdie stadium nogal redelik bekommerd oor Suid-Afrika se verhouding met Amerika, veral ook wat die landbousektor betref. En ek weet dit was ook 'n kwessie waarop ons veral gefokus het toe minister die vorige keer sommer hier by my in die ateljee kom kuier het. So kom ons gesels net miskien oor waar dinge in hierdie stadium staan. Ja, dankie Elsa dat jy daardie vraag vra, want ek het ook 'n vergadering gehad met die nuwe konsul-generaal van Amerika. Toe ek vir haar ontmoet, het sy vir my gesê dat in die verlede was dat so elke uur het hulle gewag vir nuus uit Amerika. Toe sy vir my gesê dat hulle wag nou elke minuut vir nuus uit Amerika, het ek besef die dringendheid van die geopolitiese landskap wat nou per minuut verander in terme van wat daar ook in Washington gebeur. Wat ook gebeur is, uitvoere vir die Weskaap is baie belangrik, want in terme van ons groeistrategie, as ons 5% meer produkte uitvoer, kan ons hier in die Weskaap 22.900 nuwe werksgeleenthede skep. Want die Weskaap het ook dan die laagste werkloosheidssyfer in Suid-Afrika. Ons het ook nou daarin geslaag. Ons nuutste verslag wys dat die werkloosheidssyfer in die Weskaap is nou onder 20%, so 19,6%, en ons het ook nou 62.000 nuwe werkgeleenthede geskep. So die Weskaap is ook die burgemeester van Kaapstad het ook aangedring op die privatisering van die Kaapstadse hawe, so dis vir ons ook baie belangrik. Elsa, rondom Amerika, dit is belangrik dat ons moet onthou dat Suid-Afrika is die tweede grootste uitvoerder van sitrus in die wêreld na Spanje. Ons voer ook baie sitrus uit na Amerika en klimaatsverandering is ook hoog op ons agenda. Nou in terme van die ontwikkelinge in Amerika en die sogenaamde handelsoorlog is die Weskaap tans besig om voor te berei. Ek het reeds vergaderings gehad met die Europese Unie ambassadeur Dr. Sandra Kramer. Ek het ook vergader, want 'n mens moet die geopolitiese landskap verstaan deur met meer mense te praat, en daarom het ek my gewend tot wat ons noem ekonomiese diplomatie. Ek het ook vergader met die Belgiese en die Duitse sakekamers, ook met die nuwe Nederlandse ambassadeur van Suid-Afrika wat ook daar in Pretoria gestasioneer is. Ek het ook die ambassadeur van Thailand ontmoet wat so 2 weke gelede hier in die Kaap was. My personeel het ook die sogenaamde ASEAN-lande ontmoet. Ek het dan ook ontmoeting gehad met die konsul-generaal van die Verenigde Koninkryk. Hoekom, Elsa? Want 400.000 toeriste elke jaar kom met Groot-Brittanje hier die Weskaap besoek, so ek het met hulle ook vergader. Dan het Vietnam en Filippyne stel ook baie belang in die Weskaapse produkte. Ek sien die ontwikkelinge wat daar tans gebeur tussen Amerika en Kanada en Mexico, so ek beoog om ook nou 'n vergadering te reël met die ambassadeur van Kanada, want ek sien hulle wyne word nou van die rakke verwyder, so daar is rakspasie vir Suid-Afrikaanse wyne. Ek gaan ook ontmoet met die ambassadeur van Mexico. So ons kyk, wanneer daar 'n krisis is ten opsigte van handelsoorloë, kyk ons in die Weskaap watter nuwe geleenthede is daar. Ek het reeds ook vergader met die ambassadeur van Denemarke. Ek was verlede week ook in Namibië. Ek het ook vergader daar met die gouverneur van die Erongo streek. Hulle is baie ver gevorder ook ten opsigte van groen hydrogen energy. Dis ook vir ons belangrik dat ons ook by hulle leer ten opsigte van daardie markandeel in terme van die groen energie. So ja, Elsa, daar is baie dinge wat in die wêreld gebeur. Hierdie vergadering wat ek gehad het nou net voor jou onderhoud, het ek ook ingelig deur die industrie dat hulle hierdie komende naweek gaan hulle nou vertrek India toe. India het 1.4 miljard mense. Dit is vir my belangrik. Hulle skakel ook met Vietnam, ook 1.5 miljard mense daar in China. So wat die Weskaap betref, ons is
voortdurend op soek na nuwe markte. Maar ons moet ook verstaan dat die groot markandeel lê in Asië, dit lê ook in Europa, dit lê in Afrika en daarom gaan ek ook later vanjaar 'n besoek bring aan die Europese Unie, spesifiek ook daar met die handelskamer vergader, maar ook met die voorsitter van die komitee oor handel, want ons wil groot handelsverhoudinge opskerp, maar ek doen al hierdie goed, Elsa, nie vir die Weskaap nie. Ek wil nie hê die Weskaap moet suksesvol wees nie. Ek wil hê Suid-Afrika moet suksesvol wees. Daarom is ek so bly dat minister John Steenhuisen was verlede week in Japan en einde van hierdie week gaan hy weer 'n besoek bring daar in Burgundy. Dis 'n belangrike landboustreek in die suide van Frankryk. Ek het ook onlangs met die minister van landbou van Bourgondië vergader. So ek is baie bly dat minister John Steenhuisen ook daardie streek besoek, want ek het ook 'n ooreenkoms tussen die Weskaapse departement en die streek in Bourgondië daar in die suide van Frankryk, 'n verhouding wat meer as 20 jaar strek. So Elsa, daar is baie dinge wat gebeur. Daar is baie skakeling, die geopolitiek verander, maar ons moet weet elke krisis skep 'n geleentheid vir nuwe uitdagings en die Weskaap staan gereed om daai nuwe uitdagings te aanvaar. Die premier gaan ook binnekort 'n besoek bring in die Midde-Ooste. Hy gaan 'n besoek bring daar ook in Frankryk, as ook 'n besoek aan Bo-Oostenryk daar in Linz en hy gaan ook 'n besoek bring aan Dubai. So wat die Weskaap betref, ons is gereed om nuwe geleenthede te ontsluit, want ons groei-verwerk-strategie het ook 'n teiken om 600,000 nuwe werkgeleenthede te skep. En Elsa, vir die luisteraars wat wil weet, wat behels die groei-verwerk-strategie hier in die Weskaap? Ons het 7 pilare. Die eerste pilaar is om ons buitelandse investering te laat toeneem, en daarvoor het ons reeds op 5 en 6 November vanjaar het ons 'n investeringskonferensie wat hier in die Kaap gaan plaasvind, en ons teiken so 1 miljard rand net vir vanjaar se teikens in terme van investering. Ons teiken vir die investering is omtrent so 450 miljard rand vir die jaar 2035. Maar jy kan net investering lok, Elsa, as jy goeie padinfrastruktuur het, goeie munisipaliteite, goeie dienslewering, goeie regeerkunde. Die tweede pilaar van ons groeistrategie is om ons uitvoere met 3-fout te vermeerder. Daarom is ons baie besig met marktoegang. Die derde een is jy kan nie jou ekonomie groei as jy nie genoeg water het nie. Daarom het ons 'n 15 jaar waterplan opgetrek. Ons het ook vir elke munisipaliteit seker gemaak dat ons ook hulle waterbehoeftes kan aanspreek. Die vierde pilaar is om seker te maak dat daar genoeg kragvoorsiening is, energievoorsiening. Landbou, ekonomie vereis energiesekuriteit, en daarom het die premier nou 'n water- en energieraad saamgestel om seker te maak dat as jy jou ekonomie moet groei, moet jy water hê en jy moet krag hê. So ons het werklik goeie vordering gemaak op ons watervoorsiening en op ons energievoorsiening. Ons gebruik tans omtrent so 4000 megawatt van Eskom. Ons teiken om ons eie energie van so 7500 megawatt te opgradeer ten opsigte van ons fasiliteite hier in die Weskaap. Die volgende pilaar is vir ons baie belangrik, en dit het te maak met infrastruktuur. Vir die volgende 3 jaar, Elsa, gaan ons so 30 miljard rand spandeer op infrastruktuur. Ek is die voorsitter van die groei-verwerk kabinetskomitee, en infrastruktuur is vir ons van kritieke belang, en ons het ook 'n Weskaapse infrastruktuurraamwerk opgestel, maar meer belangrik. Want ek het gesien wat gebeur daar in Gauteng. Die verlede keer toe ek 'n onderhoud gehad het met jou daar in julle ateljee, het ek van Johannesburg af gery na Pretoria toe om die onderhoud met jou te hou daar by Pretoria FM. Ek moes werklik sukkel om daar uit te kom as gevolg van die paaie, die verkeersligte wat nie gewerk het nie, werklik swak instandhouding. Daarom hier in die Weskaap het ons ook nou 'n mega instandhoudingsplan,
En dan die laaste pilaar van ons groeistrategie, Elsa, is om te kyk dat ons nuwe vaardighede, nuwe kennisterreine ontsluit vir die nuwe vierde industriële kennisekonomie. As ons praat van groen energie, beteken dit het ons mense opgelei vir die groen ekonomie, het ons mense opgelei vir die sogenaamde groen hydrogen energie industriële revolusie wat besig is om plaas te vind. So Elsa, dit is die plan om 'n 1 miljard rand ekonomie te vestig, 600 000 nuwe werk, 'n 5% bruto nasionale produk. Dis waarmee ons besig is en ons is intens daagliks besig en ons het goeie personeelaanstellings. Elsa, jy kan niks doen in die regering as jy nie mense kan aanstel wat bevoeg en bekwame is nie. En dis die boodskap vir Gauteng. As jy Gauteng 'n beter plek wil maak, moet jy mense aanstel wat bevoeg en bekwame is. My hart pyn as ek in Pretoria kom. My hart pyn as ek sien wat gebeur daar in Johannesburg, die finansiële hoofstad van die kontinent Afrika. Dis kritiek belangrik dat 'n mense in posisies moet sit wat bekwam en bevoeg is, want dit is wat ons hier doen in die Wes-Kaap. Sjoe, minister, dis omtrent 'n mond vol en ek dink almal stem saam wat dalk ook nou ingeskakel is. Ek wil afsluit deur net te vra, dis baie duidelik dat daar baie moeite gedoen word ook met daai verhoudings, veral ook op internasionale vlak. Maar wat behoort in hierdie stadium hoofprioriteit te wees wat die Suid-Afrikaanse landbousektor betref? Ek dink wat hoofprioriteite moet wees is ek het ook 'n vergadering gehad met persone wat ook hier in die bootindustrie is. En ek het vir hulle gevra, wat is die boodskap wat julle wil gee vir die politici in Suid-Afrika? En hulle antwoord was, raak rustig, raak kalmer, bedaar, sak die politieke temperatuur, en ek dink wat die landbou betref, is ons juis ook daarmee besig in die Wes-Kaap. Dit help nie nou om met Amerika te beklei oor handelsoorlog en handelstariewe in die politiek nie. En hier is die antwoord. Die Amerika is 26% van die wêreldse ekonomie. Suid-Afrika is 0,6% van die wêreldse ekonomie. Wat dit beteken is, ons moet eerder stil bly en goeie vennootskappe bou, goeie verhoudinge bou met die res van die wêreld, maar ook met Amerika. Ons moet weet dat die president in Amerika dien 'n 4-jaar termyn. Landbou is 'n 20 en 'n 30 jaar siklus. So ek dink ons moet kyk verby hierdie 4-jaar siklus, want die boom wat jy nou plant vanjaar, hy dra eers vrugte in jaar 3 en jaar 4. Dan is daar weer 'n nuwe ontwenteling in die politieke landskap in Amerika. So ek dink ons moenie dat die huidige ontwikkelinge wat tans in Amerika gebeur, die landbousektor in Suid-Afrika moet ontseen nie, want Suid-Afrika se boere is gesog. Naas Mexico is die meeste van die boere wat werk ook op plase in Amerika kom van Suid-Afrika. Ons het werklik goeie boerderyaktiwiteite in Suid-Afrika, wêreldklas aktiwiteite. Ons moet rustig raak en voortgaan met dit wat ons goed doen, en dit is die bevordering van landbou in Suid-Afrika. Die grootste produkte wat ons uitvoer is op die Afrika-kontinent. Ons heil lê in Afrika. En ek is een van daai persone, ek gaan nêrens. Ek bly in Suid-Afrika, want Suid-Afrika is my heimat. En dis die boodskap wat ek ook kry van die boere hier in die Wes-Kaap. Nou minister Meyer, ek dink ek praat namens 'n hele paar mense wanneer ek sê ons hoop nie dat minister ooit besluit om iewers heen te gaan nie en dat minister wel net hier sal bly, maar baie dankie vir nog 'n insiggewende gesprek en al minister se insette. Nee, baie dankie en baie dankie aan die luisteraars van Pretoria FM. Ek luister gereeld want daar is hoop. Julle glo, julle leer in Afrikaans. En so gesels die Wes-Kaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer. Daarmee ook die einde van vandag se program, maar ek en jy boer môre weer saam, so maak seker jy bly ingeskakel op Pretoria FM en geniet die res van jou dag.
Landbou is geborg deur Toyota.